Goeiemôre. Vandag is dit deel 1 en dit handel oor die Heilige Gees. Kom ons deel 'n bietjie gedagtes oor die Heilige Gees, oor wie en wat die Heilige Gees is en wat die Heilige Gees verteenwoordig. En dan kyk ons na wat dit beteken om teen die Heilige Gees te laster. Dis 'n vraag wat al baie opgeduik het. En dan boonop nog die vraag: wie is die persoon van die Heilige Gees? Ja, ons ken die Vader, ons ken Jesus Christus, maar die Heilige Gees, die Gees van God, wat God in Jesus gestuur het, hoe goed ken ons hom? Wat weet ons werklik van en oor die Heilige Gees? Wat moet ons van die Heilige Gees weet om te kan sê ons ken hom, soos ons die Vader in Jesus ken? Kom ons begin reg aan die begin. Ten eerste, hoor wat God oor sy Gees, wat ons lewe gee, sê. Ons hoor in Genesis 6 vers 3, my Gees sal nie meer so lank in die mens bly nie, want hy is sterflik. Sy lewensduur sal nou 120 jaar wees. Jesus self as 'n mens het deur die Heilige Gees lering gegee, nê? Dit beteken dat Jesus het ook soos ons as 'n mens op die aarde die Heilige Gees van God ontvang. Hoor ons daar in Handelinge 1 vers 2. En God het ons wat vandag lewe, die Gees van Jesus in ons harte gegee. Dis wat God gedoen het. Dis wat hy vir ons wat vandag lewe gedoen het. Ons hoor daar in Galasiërs 4 vers 6. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. Dus, ons het die Gees van Jesus in ons. Maar kom ons hoor eers gou wat sê Markus. Ons hoor daar in Markus 3:28 en 29, wat Markus vir ons oor die Heilige Gees sê, as Jesus Christus self aan die woord is. Jesus sê, dit verseker ek julle. Ja, Jesus verseker ons van hierdie saak. Alles sal die mense vergewe kan word. Al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. En nou kan 'n mens tereg wonder, nê, ken ek werklik die Heilige Gees? Of weet ek net van die Heilige Gees? Want ek kan jou verseker, ek en jy is nie die enigste mens vir wie dit so 'n bietjie onduidelik is nie. So werksaam asseblief. Here, ek bid vir u leiding. Ek bid vir die openbaring deur die Gees, dat almal van ons die Heilige Gees beter sal verstaan, nadat ons dieper kyk wat u vir ons sê. Amen. Goed, vandag se eerste gedagte in kort. Wat beteken dit om teen die Heilige Gees te laster? Hierdie waarskuwing van Jesus kom nadat die skrifgeleerdes gesê het, dat Jesus se krag om duiwels uit te dryf, kom van Beelzebul, die Satan. Die werk volgens hulle is die werk van Beelzebul, die Satan. Volgens hulle is die werk van wat Jesus doen, die werk van die duiwel. Dis laster teen die Heilige Gees, en dit word tot in ewigheid nooit vergewe nie. Gods lastering teen die Heilige Gees moet verstaan word as die doelbewuste en die volgehoue verwerping van God se vergifnis en sy verlossing deur Jesus Christus. Dit word as 'n onvergeeflike sonde beskou, ja. Maar wat beteken dit? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Die konsep van Gods lastering teen die Heilige Gees is gewortel in die Bybel, en spesifiek in Markus 3:28 tot 29, in Matteus 12:31 tot 32, en Lukas 12 vers 10. Lees Markus vanaf vers 21 tot 22.
daar staan geskrywe. Toe sy, dis nou Jesus, né? Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy, Jesus, het van sy kop afgeraak. Ja, dis wat sy eie familie sê, vers 22. Die skrifgeleerdes, wat van Jerusalem afgekom het gesê, hy, Jesus, is van Beelzebul besete, en dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste, dat hy Jesus bose geeste uitdrywe. Dit is die daad, om die werk van die Heilige Gees aan Satan toe te skryf, of om Jesus se boodskap doelbewus te verwerp, wat 'n verharde hart toon. Hierdie sonde word as onvergeeflik beskou, omdat dit 'n volledige verwerping van God se aanbod van verlossing verteenwoordig. Eenvoudig gestel, dit gaan nie net daaroor om iets slegs te sê of te doen nie, nee, dit gaan oor 'n hartstoestand, waar 'n mens weier om God se goedheid en vergifnis te erken. Dit is 'n voortdurende, onberouvolle toestand van die verwerping van God se liefde en sy vergifnis, en wat hy deur Jesus Christus vir ons gedoen het, eerder as 'n enkeldaad. Tot sover vandag. Ons sal môre verder kyk. Seën, vrede en genade vir jou, kind van God, vir wie God so lief het, en die Here Jesus Christus, wat vir jou en my sondes gesterwe het, en die Heilige Gees, wat homself aan ons wil bekendstel deur die woord en openbaring oor wie hy werklik is. Amen. O Vader, ek prys u naam. Laat my wandel in die Gees. Nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. U Gees lei ons in waarheid. U Gees herinner ons aan u woord. U Gees leer ons om u lief te hê en om u geboei te behou. U Gees gee krag in swakheid. U Gees bring troos in pyn. U Gees gee hoop in donker dae en wys die pad van regverdigheid. U Gees leer ons om te bid met sugte wat nie uitspreekbaar is nie. U Gees getuig dat ons die kinders is en roep uit, Abba, Vader. O Vader, ek prys u naam. Laat my wandel in u Gees. Nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Die Gees gee wysheid nie van mense nie. Die Gees gee insig nie van hierdie wêreld nie. Die Gees openbaar die verborgenhede van u hart en wys ons die weg na lewe. Die Gees maak ons tempels heilig. Die Gees seël ons vir die dag van verlossing. Die Gees laat die dorstige drink. Die Gees laat die hongerige eet. Die Gees is olie in ons lampe, lig vir die nag, ook vir die dag. Ek vra nie goud, ek vra nie rykdom. Ek soek nie eer van mense nie. Ek vra net u Gees, u wysheid, u insig. Want u is my lewe, u is my alles. O Vader, ek prys u naam. Laat my wandel in u Gees. Nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen.
Seën my met wysheid, seën my met lig. Vrag van die Gees, vul my lewe. Liefde, vreugde, vrede, laat dit vloei. O Vader, ek wandel in die lig, tot in ewigheid, tot in ewigheid.